Voor Jesus se koms het God Johannes die Doper gestuur om die volk voor te berei. Ons lees dit onder andere in Matteus 3 se eerste verse. In daardie dae het Johannes die Doper opgetree in die woestyn van Judea, gepreek en gesê: Bekeer julle, want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Want dit is hy, van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het: Die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van die Here, maak sy paaie reguit. Nou, die werk wat Johannes die Doper gedoen het, is nie vir ons vreemd nie. Hy moes voorbereidingswerk doen. Ons wat in Pretoria en Johannesburg woon het 'n maand terug iets soortgelyk ervaar met al die voorbereidings vir die G20 beraad wat gehou is. Skielik word die paaie herstel en die gras aan die kante word gesny, die stad se gemors word opgeruim, onwettige handelaars word van die sypaadjies verwyder en dit alles omdat belangrike regerders daarin kom en alles moet gereed wees vir hulle koms. Maar die oproep van Johannes die Doper is nog meer relevant as dit. Dis 'n oproep wat deur die eeue heen weer klink. Jy sien, Advent is nie net 'n tyd van passiewe wag nie. Dis 'n tyd van aktiewe voorbereiding. Want die koning van die konings het nie net een keer 2000 jaar gelede gekom nie. Hy kom weer en die pad moet reg wees. Wanneer Johannes sê, maak die pad reguit, dan praat hy nie van die landskap van Judea nie, of die paaie en die strate van Pretoria nie, maar van die landskap van ons harte. Advent roep ons op om 'n geestelike bouprojek te begin, om die pad van die Here reguit te maak in ons lewens. Maar dan nie net vir uiterlike vertoon nie. Dit moet blywende werk wees. Die berge moet gelyk word, die dale moet gevul word, die kronkels moet reguit gemaak word. En hoeveel daarvan het ons nie? Berge van hoogmoed, dale van wanhoop en kronkelpaaie van sonde en selfbedrog. Sien, het help niks jy versier jou huis met liggies, maar jou hart bly donker nie. Ons bak wel koekies, maar ons vergeet om ons siel te reinig. Ons koop geskenke, maar ons vergeet dat ons die grootste geskenk ontvang het. Ja, Advent is 'n tyd van kontraste. Die wêreld sê, berei voor vir 'n wegbreek. Die evangelie sê, berei voor vir 'n koning se fees. Te midde van die feestelike tafels met elke Kerslied wat gesing word, elke geskenk wat uitgedeel word, is die evangeliese fokus op harte en lewens wat aan die koning behoort. Die ware voorbereidings is nie kosmeties nie. Dis kardinaal. Het gaan nie oor die buitekant nie. Het gaan oor die binnekant. Het gaan nie oor hoe mooi jou huis lyk nie. Dit gaan oor hoe gereed jy is om die koning te ontmoet. Die ironie van Advent is dat ons dikwels meer tyd spandeer om plek te maak vir geskenke as om plek te maak vir God. Mense skuif meubels om vir 'n boom plek te maak, maar ons skuif nie ons trots om voor die koning te buig nie. Ons maak lysies van wat ons wil hê, maar ons vergeet om 'n lys te maak van wat ons moet los. Advent roep ons om 'n ander lys te maak. 'n Lys van sonde om te bely, van bitterheid om te begrawe, van liefde om te gee. So hoe berei ons die weg van die Here? Eerstens deur belydenis. Maak reg wat krom is. Bring jou sonde na die lig. Tweedens, deur versoening. Herstel gebroke verhoudings, maar nie wag vir die ander persoon nie. Wees die eerste om vrede te maak. Derdens, deur aanbidding.
rig jou oë op Christus, lees sy woord, besing sy lof, laat jou hart 'n altaar wees waarop die vuur van aanbidding brand. Ja, voorbereiding is nie 'n opsionele ekstra nie. Dis 'n noodsaaklike deel van geloof. Die koning kom en hy kom beslis. En wanneer hy kom, sal jy wens jy het meer plek gemaak. Die grootste vreugde van Advent is dis nie in die geskenke wat jy gee nie, maar in die koning wat jy ontvang. Advent is 'n bouprojek, maak die pad reguit, berei die weg van die Here, want hy kom, en wanneer hy kom, dan sal elke berg gelyk wees, en elke dal gevul, en elke kronkel reguit. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons bid soos wat ons Here Jesus ons geleer het. Laat u koninkryk kom. Dis die werk waarmee ons as u kerk besig is. In alles wat ons doen op elke terrein van die samelewing, is u koninkryk besig om te kom. Gee deur u Heilige Gees vir ons die krag om dit getrou en vanuit u woord te doen. Gee dat ook die manier waarop ons hierdie jaar Kersfees vier, voorbereidingswerk vir u en die koninkryk sal wees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.